Goeiedag almal, dis tyd vir In die Tunnel, dis 'n sportnaweek wat voor ons lê. Dit is weer Vrydag. Ek hoop dit is 'n goeie Vrydag. Ek hoop dit is 'n tyd van rus en fokus, ook op die lang naweek vir die wat dit kan geniet, 'n lang naweek en sport gaan aan. Daar's baie sport internasionaal wat ook nog op die goeie Vrydag en ook oor die naweek Saterdag, Sondag plaasvind en ons gaan gesels en ons hoor wat sê die afrigters van die spelers en ons kry menings van wat Saterdag en Sondag op die sportveld internasionaal en ook in Namibië kan gebeur. So dis 'n klomp verskeidenheid. Ek dink almal het die golf van die afgelope naweek geniet, die meesters. Nou beweeg ons aan en kom ons kyk na waarna gaan ons kyk in die tunnel hierdie week. Dit is eerstens Formule 1, Saudi-Arabië, dit is by Jeddah. Dit is MW Wellman wat sy mening ook gaan gee wat gebeur is die 5de ene van die jaar. Kyk of Max Verstappen daar kan terugkom en sy titel kan verteenwoordig of verdedig. Hy is so 'n paar punte agter. As ook sokker Engelse Premier Liga, dis nog so 6 wedstryde oor van die jaar. Liverpool in 'n baie gunstige posisie. Hulle speel teen Leicester. Ons hoor wat sê hulle afrigter Arne Slot. Ook hoor ons wat sê Leicester se afrigter Ruud van Nistelrooy en ook Ruben Amorim wat nog 6 onder druk is daar by Manchester United. En rugby, Verenigde Rugby Kampioenskap wat voortgaan. Die Sharks speel al Vrydag aand. Daar's 'n wedstryd Saterdag. Dis die Bulls en die Stormers met belangrike wedstryde, Leeu's ook. En ons hoor wat sê Mike Potgieter en ons hoor ook wat sê die afrigter van dit is van Munster se span. Hy gaan ook sy mening gee. Dit is lekker om hulle mening ook te kry so voor die wedstryd teen die Bulls. Ook golf, ons hoor wat sê Scottie Scheffler. Hy is die verdedigende kampioen by die RBC Heritage, is nou die volgende ene wat gespeel word. So is 'n klomp sportaksie wat ons gaan kyk. Ook in Namibië gaan ons kyk wat daar gebeur. En maar kom ons val weg, ons spring weg, ons jaag weg met hierdie vinnige motor Saudi-Arabië. Dit is in Jeddah, 5de een van die jaar en tans is dit McLaren 1 en 2. Dit is na 4 van die Grand Prix. Lando Norris 77 punte, Oscar Piastri 74 punte en Max Verstappen 69. Dis die puntestand tans en in die vervaardigers McLaren gemaklik voor. So kom ons hoor wat sê MW Wellman. Dis 'n interessante ene altyd. Dis weer 'n aand in die aand wat hulle ry, wat hulle gaan jag. Kom ons hoor wat sê MW Wellman van Megafoon Sport. Hallo Arie, hierdie naweek is natuurlik die 5de ronde van die 2025 Formule 1 seisoen en dit is die Saudi-Arabiese Grand Prix daar in Jeddah, die hoofstad. 27 draaie en 'n gemiddelde snelheid van 250 km/h. Nou kan jy indink jy ry teen 250 km/h en dit is 'n stadrond, nee, gee vir jou 'n goeie idee. Baie warm natuurlik, is 'n aandwedren, dit vind 7 uur die aand in Jeddah plaas, Sondag aand, die kwalifisering is ook 7 uur die aand, maar dit is nog steeds besonder warm, oor die 30 grade. En die baan is baie uitdagend, soos ek nou genoem het, die hoë snelhede, maar ook die baie harde remwerk wat die motors moet doen. Byvoorbeeld die eerste draai moet hulle spoed verminder van 317 km/h na iets soos 110 km/h. So ons kan verwag om baie drama daar te sien. Baie moeilike baan om verby te vat, so kwalifisering gaan weer eens baie belangrik wees. Ons onthou wat in Japan gebeur het. As jy vooreindig, dan gaan op die kwalifisering gaan jy waarskynlik die wedren wen, want dit is te moeilik om verby te vat. Die lekker ding van Bahrein laas naweek was natuurlik almal kon mekaar verbyvat en dit was 'n opwindende wedren. Maar hierdie naweek gaan dit weer baie moeiliker wees. So kwalifisering is uiters belangrik. So hoe lyk die spanne se kanse? McLaren is dominant. Hulle is 151 punte. Hulle is 58 punte voor Mercedes op hierdie stadium. Ferrari het beter gelyk in Bahrein. Hulle het 'n klomp nuwe verbeterings gebring, onder andere nuwe vloere vir beide hulle motors. Maar hulle het 'n bietjie weer eens droog gemaak met die strategie deur te gaan vir die harde band op die einde in steede van die sagte band, maar hulle behoort dalk hierdie naweek 'n bietjie harder te kan terugveg teen die redelik dominante McLaren. Red Bull is net mooi nêrens nie. Max het 60 eindig, Yuki Tsunoda het 90 eindig. En dit was nie net vol van probleme met die motor nie, hulle het ook gesukkel met hulle kuipestoppe omdat hulle ligte bijvoorbeeld nie gewerk het wat vir die jaar gewys het hy kan weer die wedren ervat nie. So baie om na uit te sien, in terme van die jaars, Lando Norris het die laaste tyd begin om 'n paar krake in sy montering te wys. Hy hou nie van druk nie. Hy hou nie van as dinge nie anders absoluut in sy guns loop nie, terwyl sy spanmaat Oscar Piastri die rustigheid van self is. Hy's onverstoorbaar. Martin Brundle sê hy so laid back, hy's horizontal. So ek sien baie uit met daai wedren. Lewis Hamilton en natuurlik nie baie gelukkig lyk my met sy skuif na Ferrari toe nie. Ons gaan sien of daai liefdesverhouding gaan hou. Ek vermoed dit gaan waarskynlik weer 'n Oscar wen wees, Lando waarskynlik tweede. En ek sal nie verbaas as een van die twee Ferraris waarskynlik Charles Leclerc ook op die podium eindig nie. So soos ek nou gesê het, die wedren is Sondag aand 7 uur. Kwalifisering is ook Saterdag aand 7 uur. Onder die ligte altyd opwindende met wedren in die nag te sien. Baie aksie gehad hier in die verlede. Ons onthou Red Bull se Manewales die Max Verstappen vir Lewis Hamilton 'n breaktest gegee het in 2021 en Lewis agter in Max vasgery het. So ja, ek kan baie drama verwag. So ek sien uit daarna. Dankie vir dit. Sien jou later, Harry.
Ja, interessante Grand Prix. Dankie MW Welman. Dit is lekker om te kyk. Dit is so 5:07, net so 7:00 die aand, so Sondag Sondag wat hulle gaan wegspring. Dis Namibiese tyd vir die wat wil kyk en interessant wees vir my ook Ferrari. Hulle lyk daar's baie verslae wat sê hulle gaan bietjie vinniger wees. Nou hulle het 'n paar aanpassings gemaak. Tans Charles Leclerc 5de met 32 punte en Lewis Hamilton 7de met 25 punte. So Saudi-Arabië net vinnig, dis anti-kloks gewys, hulle het geweldig baie draaie, 27 draaie daar is tussen die strate en hy 6,1 km lank, die ronde en hulle gaan 50 rondes ry vir 'n totale afstand van 308 km. So dis 'n lang ene. Dit is die Grand Prix, die 15de van die jaar by Saudi-Arabië. Kom ons aan na die sokkerveld, altyd groot spanning en 'n groot stres in die sokker. Ja, teen maar sy gunsteling span, dis van Manchester United tot Liverpool tot Arsenal en dan daar's ook groot wedywering wat daar gebeur. Dit is Liverpool wat in 'n gunstige posisie is om die Premier Liga te wen. 6 wedstryde oor, hulle kort eintlik nog net 2 wenne, kort net 6 punte. Dan sal hulle kampioene wees. Hulle speel weg teen Leicester City. Dis 'n belangrike een vir hulle die naweek. Brentford speel teen Brighton, dit is 4:00 die middag. Dit is Saterdag West Ham teen Southampton, dis ook 4:00. Meeste van die wedstryde is 4:00, ook so Everton teen Manchester City, Crystal Palace teen Bournemouth en dan Aston Villa teen Newcastle is bietjie later, dit is 6:30 Namibiese tyd. Belangrik hierdie ene Aston Villa teen Newcastle. Newcastle het nou ingeskuif in die 3de plek na baie goeie wen net so voor die naweek en hulle het 59 punte en Aston Villa 7de met 54 natuurlik om uit top 4 en die top 8 in te kom vir Europese sokker is baie belangrik. Maar Sondag is die groot dag wat baie van die wedstryde plaasvind veral met Arsenal, veral met Liverpool eintlik. Dit is Ipswich teen Arsenal. Arsenal wat nog vir Liverpool kan vang as Liverpool omtrent alles verloor en hulle het baie goed gedoen deur vir Real Madrid natuurlik in die Kampioenskapsliga in die Champions League uit te skakel. Verdedigende kampioen, so hulle is in goeie vorm. Maar hulle is 14 punte agter Liverpool, so dit gaan moeilik wees. En dan Manchester United speel teen Wolverhampton. Kom ons hoor wat sê Ruben Amorim, dit bly maar 'n stryd vir Manchester United tans. Daar's dan hom gevra, dit is nou redelik seker dat hulle nie outomaties gaan kwalifiseer vir die kampioenskap liga nie. En wat sy invloed het dit in sy beplanning om voor te berei dan vir volgende seisoen ten minste. Hierso is Ruben Amorim. I think it's more about the budget. I think that is important when you are planning the next season. Champions League can change everything, but you can see it in both ways. So if you have Champions League, you have to. It's going to be tough to play against top teams on Wednesday and then top teams in Premier League. We are in the moment that you can feel it that the team needs a lot of work. A lot of work means a lot of time to train. So you can see it both ways. If you don't have Champions League, we want Champions League. We want to win the title. Is the most important thing. Is the best thing. But if you don't have Champions League, you can think that you will have full weeks to rebuild the team and to have more time to work. So that is important when we are going to make the plan for the next season. Is really important. It will change everything. Dit dan Ruben Amorim, ja, ek kry baie jammer, dit is 'n moeilike seisoen vir hom, hy het nie gekom as nuwe afrigter en hy moet 'n paar dinge daar aanpas. Ek glo Manchester United sal bepaald beter wees in die volgende seisoen, maar kom ons kyk van die ander wedstryde Sondag. Dit is Fulham teen Chelsea, dit is 5:30 Namibiese tyd en dan sit Leicester City wat teen Liverpool speel tuis. Nou Leicester City is tweede laaste op die puntelys. Hulle gaan verseker gerelegeer word. Hulle gaan afskuif. So dis moeilik om motivering te vind sekerlik, maar hulle is nou tweede laaste met 19 punte, of eintlik 19de met 18 punte. Kom ons hoor wat sê hulle afrigter Ruud van Nistelrooy en hy is nog baie positief om hulle positief te hou, motivering en so voort, ongeag dat hulle gaan uitval. Maar so is die afrigter van Leicester City, Ruud van Nistelrooy. No, it's not hard because I feel that, like I said last week and all the weeks before, I was hurt because of all the run of games and the lack of goals and I was hurt because I care and I want to get everything out of the play as possible and I don't want the season to die out, in the way of losing and negativity. And I think the players turned that around today, and it's a responsibility for all of us to carry on like this, and with players that want to play for the club and want to fight for this team and this club, with academy players we have a real good look at and giving opportunities as well.
and that's the way I try to shape the future as well. Dit dan Ruud van Nistelrooy, die afrigter van Leicester City. Maar kom ons hoor ook wat sê die afrigter van Liverpool. Dit is Arne Slot. Hy is 'n bietjie van 'n beter posisie, maar ek dink as ek hom so in die media konferensie gevolg het, raak 'n bietjie geïrriteerd almal wat sê maar hulle gaan verseker wen. Hy bly sê maar ons moet nog 2 wedstryde wen. En daar's met hom gevra sommer daar kort nog 2 wenne. Ons hoor wat sê hy daaromtrent. En hy praat ook aan die einde so van kontraktering. Hy verwys na Virgil van Dijk. Van Dijk is 'n baie belangrike speler daar in die verdediging vir Liverpool, maar hierso is Arne Slot. I think he means, let's see what next week means if we play Leicester City. Because that is at this moment of time by far the most important thing this club is looking at. 2 more wins. And I think the first 32 games have shown us how difficult it is, not only for us, but for every team. I repeat, every team in the Premier League to win a game of football. So the competition has never been as strong as it is this season. And that's what makes it so hard to win a game of football. So yeah, everybody can say, yeah, you have to win 2. Yeah, we still have to win 2. So we should be completely focused on that. And if in the meantime, a contract extension or whatever happens, but my full focus is on Leicester, and I'm sure Virgil's as well. Maar dit was dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool gewees. Nou kom ons vat 'n advertensiebreek, ons vat 'n ruskansie, ons vat 'n rustyd, soos op die sokkerveld ook maak, en as ons terugkom, kyk eens wat by die rugbyveld gebeur, en ook op die golfbaan. Welkom terug by In die Tunnel. Ek hoop dit is nog 'n baie rustige en 'n geseënde Paasvrydag vir almal, en ek hoop dat kan daarom gerus word. Daar sport ook Saterdag en Sondag waarna ons kyk wat gaan plaasvind. En kom ons gaan na die rugbyveld. Hulle speel nog groot rugby. Eintlik het hulle nog op die Vrydag aand is daar een wedstryd wat ook gespeel word. Die Sharks speel die Vrydag aand teen Edinburgh. Amper soos ons nou praat, en dan is dit Saterdag is dit die Bulls wat 'n groot wedstryd het. 6:15 Namibiese tyd, net so wanneer die vuur lekker brand, dan speel hulle teen Munster. Is 'n wegwedstryd. 'n Baie belangrike wedstryd vir die Bulls en vir Munster natuurlik, maar vir die Bulls om hoog te eindig op hy puntelys. Maar kom ons hoor wat sê die afrigter van Munster. Hy's Ian Costello, en hy gee sy mening oor wat hy te wagte is, maar veral ook met baie wegwedstryde. Nou speel hulle tuis en spelersbestuur. Hierso is Ian Costello. You know, we had a lot of away games. You know, our A team, or sorry, it wasn't an A team really, I suppose the development team travelled to play Leicester, and then we had, you know, Connacht, Glasgow, La Rochelle, and Bordeaux. So we've been on the road a lot. So it's really nice to be at home. And 3 of our last 4 games are at home, which is really important to us. But physicality, and you add in that travel over the last few weeks, and it takes its toll. So we've had to be really smart around our recovery, our volume of training, how we spread out our training load. So we've had to really focus on what's important. And this week for the Bulls, you're dead right. You know, physicality is huge. They're big, powerful men. And Dennis would have talked today about how we deal with their power game as being a key factor to win on Saturday. You know, Mike would have looked at the opportunities that are there around, you know, our close connected attack, our tight shapes, and there's probably spaces between them. And they've got a very, how would I say, a very strong, varied kicking game as well that we need to deal with. So they pose a lot of threats. You know, they're second in the league. They've been really consistent over the last couple of years. So whether it's a reaction or a response, or whether it's building on what we've done over the last few weeks, we know that we'll need to be very, very close to our best on Saturday to get a result. Dan Ian Costello, die afrigter van Munster. Dit is 6:15, die Bulls teen Munster Saterdagmiddag. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Ek met hom gesels. Ons gesels sommer oor 2 wegwedstryde, oor die Bulls teen Munster, en ook wat kan gebeur met die Sharks wat teen Edinburgh speel. Hier is 'n lekker gesels saam met Mike Potgieter. Maar dit is die Sharks en die Bulls wat albei wegwedstryde het. Hulle speel in Europa. Dit is Edinburgh wat 'n goeie wen gehad het teen die Bulls. Nou nog is dit 'n Afrikaanse span. Hulle speel teen die Sharks. As jy die Bulls kon wen, dan tuis dan kan jy seker die Sharks ook wen, maar daar's 'n sekere ebenheid op wat jy wil uitdraf. Nee, ek moet vir jou sê, die Sharks het die voordeel van 'n hele paar Springbok en senior spelers wat terugkeer. So as jy nou gaan kyk na die 2 spanne, dan kan dit net so 'n internasionale wedstryd gewees het. Edinburgh teen Sharks is en gaan altyd 'n groot wedstryd wees. En ek moet vir jou sê, ek dink Edinburgh is 'n ster wat so 'n bietjie in die lug is, maar die Sharks sal geweldig baie voordeel of momentum en daai goeie confidence, as ek die Engelse woord kan gebruik, selfvertroue, daar is die mooi woord, put uit die spelers wat terugkom na hulle toe. Ja. Aan die ander kant, nog 'n span wat nou oor see speel, die Sharks speel al Vrydag aand
Die Bulls speel so 6:15 kan lekker tyd om net die braaivleisvuurtjie lekker in die gang te kry en die choppie op te sit. So die Bulls speel 6:15 teen Munster. Dis ook 'n wegwedstryd, dis hulle derde wedstryd vir toer. Hulle gaan 4 moet speel oor see. Dit kan vir jou werk, maar kan ook te lank raak, nee. Dit is 'n lang toer al. Ja, ek dink dit is soos jy sê, dit het sy voordeel, want nou raak jy gewoond aan Europese kondisies, jy raak gewoond aan verskeie velde en temperature en klimaat wat 'n ou nooit oorbeheer het noodwendig nie. Maar ek dink tog die Bulls sal vir hulle self in 'n posisie wil kry waar hulle kan munt uitslaan uit 'n tuisveld voordeel, semifinale en uitspelrondes. Ons het gesien dat hulle dit gekry het met baie goedheid en guns wat verlede jaar aan hulle guns getel het om 'n tuisveld finaal te gehad het en jy het hulle 'n goeie kans gegee. En ek dink die Bulls sal tog wil staat maak om net weer bietjie tuis, bietjie langer te speel op semifinaal wat vir hulle dan nou 'n teken sal wees. So hulle sal die borgies wil verhang na verlede week se nederlaag. Ja, dankie Mike. Ja, dis 'n lekker vooruitsig. Dit is die Bulls wat in aksie is en die Sharks. Hulle speel wegwedstryde. Maar nou kan ons bietjie kyk wat gebeur met die manne wat tuis speel. Daar's die Lions wat tuis speel in Johannesburg en die Stormers in Kaapstad. Die Lions tuis teen Benetton en dan is die Stormers wat tuis speel teen Connacht. Daai Lions afskoptyd is vroeg, is 1:45 net voor 2:00 die middag Saterdagmiddag. Dan die Stormers, hulle speel tuis in Kaapstad 4:00 die middag. En die Stormers belangrik vir hulle lê 10de op die puntelys met 35 punte, Connacht 13de met 33. So belangrike wedstryd vir die Stormers om te wen. Weer met Mike Potgieter gesels en ons 'n bietjie gewonder wat kan gebeur in die Kaap en ook in Johannesburg. Twee spanne wat tuis speel vir die Suid-Afrikaanse spanne in die Finale Rugby Kampioenskap is die Lions in Johannesburg en dan die Stormers wat in Kaapstad speel. Ons begin met die Stormers. Eerstens, dit is Connacht 'n moeilike eerste span en al die spanne van Ierland is kompeterend. Jy kan nog miskien sê Wallis het hier en daar 'n span wat miskien so 'n bietjie sukkel, maar elke liewe span van Ierland is moeilik en die Stormers gaan dit moeilik vind teen Connacht en hulle lanklasse speel. Definitief en ek het juis nou die dag met iemand gepraat en sê ek genade dit voel of die Stormers nog nie een tuiswedstryd hierdie hele jaar gehad het nie. En ek dink dit is ook deurslaggewend van hierdie twee parallelle kompetisies. Spanne is geneig om baie lank weg te wees van die huis af. Selfs al speel hulle in Suid-Afrika, dis maar 'n bietjie anders as die toer, maar die Ierse franchise het gewys, behalwe vir Connacht, is daar soveel diepte in al hierdie franchises. En ons het al baie keer gesê, franchise krag dra ook deur internasionale krag toe. En ek dink Ierse rugby was vir baie lank eintlik al dominerend op 'n internasionale vlak en dis deurslaggewend van hulle franchise. Ja. Die Lions is ook nog nie uit nie. Kom ons gaan hulle toe. Hulle speel teen Benetton. Benetton is nog in die top 8. En dit voel vir my as ek na 'n lys tans kyk, is daar een plekkie oor amper. Dit voel of die ander 7 wat daar is daar gaan bly. Maar dit is voel vir my tussen Cardiff, die Stormers, Lions en Benetton, tussen daai 4 gaan hulle hard veg vir daai een posisie in die top 8. So dit gaan moeilik wees om daar in te kom, maar die Lions kan eintlik vir die Stormers 'n guns doen deur Benetton te klop in Johannesburg. Ek dink dis hier waar John Dobson en die afrigter van die Lions baie lank met mekaar gesels en sê asseblief, ek vra jou nie vir baie nie, maar hierdie keer vra ek. En ek dink dit is wat hierdie kompetisie eintlik so lekker maak ook, is daar soveel klein faktore wat jy in jou guns moet kry. Ons het dit gesê met die Bulls ook, jy gaan staat maak op die goedheid en guns van ander spanne, en ek dink die Stormers gaan staat maak op die goedheid en guns van die Lions. Connacht is 'n moeilike span vir die Stormers, maar daarteenoor Benetton is amper al wil ek sê die toonaangewende span vir die Italiaanse franchises, en ek dink die Lions gaan hulle hande vol hê, maar Johannesburg, dit mag ook dalk 'n faktor wees in die guns van die tuisspan in Johannesburg. Ja, dankie Mike. Ja, is 'n lekker vooruitsig. Is groot wedstryde in Kaapstad en ook in Johannesburg. En dit is veral in Kaapstad lekker weer word voorspel. So ek dink is 'n lekker middag wees in Kaapstad om rugby te gaan kyk. Kom ons kyk vinnig na die puntestand net. Leinster is voor. Hulle 62 punte na 14 wedstryde. Hulle speel die naweek tuis teen Ulster. Dan Glasgow Warriors het 54 punte en hulle speel weg teen Zebre. En dan volg die Bulls met 50, die Sharks met 45 en Munster met 39. So is naby aan mekaar daar op die boonste kante. Dit is die puntelys van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ons gaan na die golfbaan en ons het almal lekker meesters golf gekyk. Rory McIlroy wat daar gewen het. Hy vat die naweek af en wel verdiend. Ek dink hy het nog 'n champagnetjie of 3 wat hy nog drink na sy wen daar by die meesters. Die volgende een is die ABC Heritage toernooi. Dis daar by die Harbour Town Golf Links, 'n pragtige golfbaan. Maar baie van die spelers wat in kontensie was in die meesters speel. Onder andere Scottie Scheffler, verdedigende kampioen. En ons het geluister na wat hy te sê het ook. En dit is 'n vraag aan hom eerstens. Die meesters is nou klaar. Hoe voel dit om nou weer te fokus nadat jy nou sopas die meesters gespeel het? Hierso is Scottie Scheffler.
Well, I mean, it's fun being back here in Hilton Head. This is we have some special memories here from last year's tournament, and it's good to be back in town. Like I said over there, the food's really good. It feels like a really easy week for us coming off of Augusta. I mean, the golf course is really great. It's a simple week for us. Most people are renting houses here in the community, and it's easy to get to the golf course. And I think it's a simple, calm week for us, and it's a lot of fun as well. Dan verdedigende kampioen by die RBC Heritage, dit is Scottie Scheffler, ook die wêreld se nommer 1 golfspeler, en hy lyk baie rustig eintlik in 'n onderhoude, maar daar's ook aan hom gevra sy vorm na die meesters, ons moet nie opbou. Hy was op 'n stadium beseer vir 'n paar weke. Hierso Scottie Scheffler weer eens. Yeah, I told Meredith one night, one of the hardest parts of today was when I aimed the golf ball this way, it either went that way or that way. It very rarely went that way. And so it was a taxing week for me, but like I said, I haven't had my best stuff this year, but I feel like I've been learning a lot, and each week I feel like I'm improving and continuing to learn, and so it definitely is nice to be here at a tournament. I hit some balls before I came over here today, and I feel like each day I come to the range, I'm getting a little bit better. Things are starting to feel more the way they should, and so I'm excited for this week. And it's a really good test of ball striking this golf course. I mean, you got to curve it both ways. You got to hit shots. We're going to get some wind, so you're going to have to control spin, control trajectory, and I'm looking forward to this week. Dit dan Scottie Scheffler, een van die gunstelinge om te wen. Dit is daar by die RBC Heritage toernooi. Baie van die hoëprofiel spelers wat ook speel vir Suid-Afrika, Christian Besaidnout speel, dan onder andere Justin Rose wat nou uitspeel in die meesters, verloor het teen Rory McIlroy, Victor Hovland, Shane Lowry, ook Corey Connors en Ludwig Aberg. So dis omtrent almal wat in kontensie was daar by die meesters in aksie. Dis net Rory McIlroy wat nog 'n verdienstelike rus vat. Ander toernooie ook om uit te kyk vir die wat dit wil volg. Die Chinese Ope word gespeel, deel van die Europese Tour, is in die manskant, en dan in die vroue LPGA is die Los Angeles Open, hulle noem dit die LA Open, wat gespeel word in Amerika. Ook op die tennisbaan, dit is die Barcelona Open, dit is op klei. Dit bou so op na die Franse Open wat op klei natuurlik gaan wees. Al die toernooie nou is op klei. In die Barcelona Open, dit is die ATP, dit is die mans, Carlos Alcaraz, Casper Ruud en Stefanos Tsitsipas van die manne om dop te hou. Die semifinale en die finale is oor die naweek. Die finaal is Sondag. Dit is die Barcelona Open. Ook sokker vinnig om na te kyk, dit is Confederasie van Afrika voetbal. Dit is die beste spanne in Afrika, en dit is die semifinale, so dit is 'n baie groote wat gespeel word, en dit is eerstens in Suid-Afrika, en hierso is dit Suid-Afrika teen Egipte. Die semifinale is eerstens Pretoria, 3:00 die middag, is dit Mamelodi Sundowns wat speel teen Al Ahly van Egipte, en dan is dit in Soweto, 6:00 die middag Saterdag, is dit Orlando Pirates. Hulle het 'n tuiswedstryd teen Pyramids voetbalklub, en dit is natuurlik die naam gee dit weg, hulle is verseker van Egipte, so dit is groot sokker kampioenskapsliga. Ons sluit af met wat in Namibië gebeur. Dit is lang naweek, baie van die skole is ook aan die toer. Daar's baie van die sport wat al reeds so voor die naweek plaasgevind het. Daar's lekker swem by die kus, en ek dink vir 'n lang naweek is almal, baie mense gaan kusse kant toe. As jy by die kus is, gaan kyk 'n bietjie of gaan swem self, maar dit is oop water. Dis nie so maklik nie. Dit is by die mole, dit is Swakop in Poepkewits en in Nasvet. Nasvet is in die Namibia Aquatic Sports Federation. Hulle bied dit aan, dis die Ocean Swim Open. So dit is eintlik maar vir mense wat regtig goed kan swem, want dit is 1,5 km oop water of 3 km oop water. Maar daar's ook 'n nuwe 4x500 gemengde aflos wat baie gewild is. So gaan kyk gerus daar by die mole, maar dan Sondag, dis nie klaar nie, dan is daar weer oop water swem, en dis die 2-maal Olimpiese atleet Philip Seidler en sy team Flippy, noem hulle dit, en hulle het baie unieke oop water kompetisie. Hulle noem dit mole na mol. So almal wat Swakop moet ken, dit is 4,5 km. Dit is 4,5 km wat hulle gaan swem van die mole af na die mall toe, na die winkelsentrum, of jy kan dan verder swem. Jy kan van Tiger Reef af na die inkopiesentrum, Tiger Reef na mall, 6 km. So dit is alles Sondag wat dit gebeur. En dan ook om af te sluit, Rugby Afrika, dis die onder 20s, dis die Bartes trofee in Harare. Dit is 12:00. Dit is Kenia, dit is Sondag. Is dit Kenia teen Tunesië, en dan Namibië se onder 20 span speel 3:00 die middag, speel hulle teen Zimbabwe. So dis 'n mondvol, dis 'n klomp sportaksie hier op die Paasnaweek, en ek hoop dit is 'n baie lekker en geseënde Paasnaweek, en ons gaan die volgende Vrydag gesels by in die tonnel. Tot dan, 'n lekker sportnaweek en groete.